Ons wonderlike Hemelvader, ons eer en ons dank U vir U instandhoudende genade. Baie dankie vir U reisende genade ook vanmôre oor ons gemeente. Dankie dat ons almal veilig by hierdie plek van aanbidding kon aankom, dat ons eer kan bring aan U, die koning van die konings, die Here van die leerskare. En mag ons, Here, in hierdie dag een begeerte in ons hart uitspreek is, Here, dat U meer sal word en ons minder. U woord is baie duidelik daaroor dat ons lewe net kan vind as ons dit eers verloor in Christus. Daarom sê U vir ons dat ons elke dag ons kruis moet opneem, aan onsself moet sterwe en U moet volg. En ag Here, ons verstaan en ons besef dat die vlees is glad nie gewillig om dit te doen nie. U woord sê vir ons dat die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Dikwels wanneer U vir ons deur U woord teregwys of ons oproep of vermaan, is die vlees gedurig teenwoordig om vir ons te probeer verontskuldig of in 'n ander rigting te stuur. En daarom wil ons, soos die man Johannes voor die uitroep vanmôre, daar uit Johannes 3:30, Here, dat ek minder sal word en U meer. Dat U my sal vorm en sal maak net soos U wil. Want Here, ons weet U weet die beste. Baie dankie vir hierdie plek van aanbidding. Dankie dat ons vanmôre U woord weer kan oopmaak, daaruit kan lees. Dankie dat ons onderrigting daaruit kan ontvang. En ons wil nie vanmôre net vir ons gemeente bid nie, maar vir elke ander kerk, elke ander gemeente waar U woord en waarheid uitgaan, Here, dat U vir hulle ryklik sal seën met al die geestelike seëning in Christus Jesus ons Here. Want ons weet, Here, dat U koninkryk is oor die lengte en breedte van hierdie wêreld versprei en mense word gered uit elke nasie, taal, volk en stam. En Here, gaan ons ook eendag voor U lof en dank en aanbidding bring, omdat U ons gekoop het met U kosbare bloed. En daarom bid ons vir elke ander gemeente vanmôre, die vir hulle ryklik sal seën, en dat die waarheid van U woord is, sy snelle loop sal hê, ons harte en lewens sal verander en ons bruikbare instrumente sal maak, sodat ons in U diens en tot U eer getuies sal wees. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. Dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. So kom ons lees saam uit Psalm 56, weer eens 'n Psalm van Dawid, baie psalms geskrywe. Wat vir my wonderlik is van Dawid is, hy's 'n krygsman gewees, hy was 'n held, hy was 'n koning en tog ook 'n digter van formaat, 'n man wat hierdie pragtige psalms geskryf het. En ons weet is omdat die Heilige Gees van God hom geïnspireer het. Die hele skrif is deur God ingegee, die Bybel is baie duidelik daaroor. En kom ons lees vanmôre wat Dawid onder leiding van die Heilige Gees dan ook neergepen het. En ons kyk bietjie na hierdie kosbare psalm. Vir die musiekleier op die wysie van die duif van die ver terebinte. Nou, voor ons verder gaan, kom ons stop eers daarso, want meeste mense vra jou nou, wat beteken dit? Nou, ons weet nie altyd wat dit beteken nie, dan gaan doen ons bietjie navorsing. Nou, vriende, eenvoudig, die terebinte was 'n tipe van 'n terpentynboom, wat daar in die omgewing van die Midde-Ooste, Palestina was, 'n redelike groot boom geword, wat koelte verskaf het. En nou sê die skrywer Dawid, hy sê die duif van die ver terebinte, so die wysie is maar die riglyn, die wysie waarop hulle hierdie lied sal sing. Ek het vir u gesê, die meeste psalms was gesing by die aanbidding van die volk Israel. So die wysie van die terebinte is maar eenvoudig 'n wysie wat vir hulle alom bekend was, 'n redelike bekende wysie waarop hulle hierdie psalm dan gesing het. En die gedagte, maar die simboliek wat in hierdie psalm lê, u sal sien daar staan die duif van die ver terebinte. Ons gaan nou alles vir u saambring. Die simboliek van die duif is eenvoudig, vriende, dat 'n duif is eintlik maar 'n dier wat vir ons vrede en eintlik hierdie rustigheid weerspieël. En wat Dawid eenvoudig hier sê, hy is soos 'n duif wat vlug, wegvlug van hierdie stad, hierdie dorp, hierdie plek van wat hy gewoond aan is, omdat Saul hom vervolg. En daarom is hierdie lied gesing, en u sal sien vanmôre in die boodskap dat hierdie hele psalm gaan oor Dawid, wat vlug soos 'n onskuldige duif, vlug hy weg van Jerusalem, vlug hy weg van die mense van God, omdat hy vervolg word, en hy vind rus, en hy vind skuiling onder die vleuels van die Here God self. So dis maar basies wat hierdie gedagte beteken, die duif van die ver terebinte. So van Dawid 'n gedig toe die Filistyne hom gevang het in Gat.
Hy sê, wees my genadig, o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. My vyande vertrap my die hele dag, want baie veg teen my in hoogmoed. Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. Deur God sal ek sy woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan vlees my doen? Die hele dag verdraai hulle my woorde. Al hulle gedagtes is teen my om kwaad te doen. Hulle val aan, lê en loer. Hulle let op my hakskene net soos hulle op my lewe geloer het. Ondanks hul ongeregtigheid sal hulle ontvlug. Werp volke neer in toorn, o God. U het my omswervinge getel. Hou my trane in U kruik. Is hulle nie in U boek nie? Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep. Dit weet ek dat God aan my kant is. Deur God sal ek die woord prys. Die Here sal ek die woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Op my, o God, rus geloftes aan U gedoen. Lofoffer sal ek U betaal. Want U het my siel gered van die dood, ja, my voete van struikeling, om te wandel voor die aangesig van God, in die lig van die lewe. Nou vriende, reeds vir u gesê dat Psalms, die boek Psalms is die mees geleese boek onder kinders van die Here, en soos jy deur die Psalms lees, verstaan jy ook waarom dit so is. Ons kan so assosieer met die skrywers, en dit wat hulle ervaar het, en mag die Here vir ons baie ryklik seën, terwyl ons vanmôre gaan stil staan. Nou, dit is moeilik om 'n vers uit te lig, as 'n mens oor die Psalm gaan praat, maar vers 9 is uitstaande, daar staan, U het my omswervinge getel, hou my trane in U kruik, is hulle nie in U boek nie? Vraag wat Dawid vra, en eintlik 'n stelling wat ons lees, en dan die tema van vanmôre se boodskap is, die Here weet waar ek is en hoe ek voel. Die Here weet waar ek is en hoe ek voel. Terwyl ek besig was om hierdie Psalm hierdie week voor te berei, het ek daaraan gedink, vriende, dat dikwels hoor ek mense sê, jonk, middeljarig en oud, sê vir jou, niemand weet waardeur ek gaan of hoe ek voel nie. Miskien het u in hierdie week dit geuiter. Niemand weet waardeur ek gaan nie. En niemand weet hoe ek voel nie. Dit is dikwels asof mense vir jou wil sê, en is 'n uitroep wat hulle gee, niemand gee om nie. Ek voel eensaam en alleen, is daar niemand wat kan help nie. Dis die roepkreet van baie mense, en dikwels ook van jou lewe en my lewe. En as u vanmôre met daardie vraagstuk in u gemoed sit, weet dat u dink niemand weet wat aangaan in u lewe, of dat niemand weet waardeur u gaan of hoe u voel nie, dan wil ek u nooi om saam met my aan te sit aan die tafel wat die Here gedek het. En ons sal vanmôre sien wat die Here van ons wil kom leer uit Psalm 56. Want u sien, vriende, Psalm 56 is juis vir die kind van die Here, om te weet en te besef en te verstaan, dat die Here vir ons in sy woord sê, hy sal ons nie begewe, en hy sal ons nie verlaat nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is ons helper, en ons sal nie vrees nie. As jy vanmôre 'n kind van die Here is, en wil ek dit baie duidelik stel, dat hierdie Psalm gerig is op die kind van die Here. Iemand wat weergebore is, iemand wat uit genade gered is, iemand wat weet dat Christus sy verlosser en saligmaker is, en dat God die Vader sy toevlug is, na wie toe hy kan gaan, en dat hy in die krag van die Heilige Gees versterk kan word met krag uit die hoogte. As ons hierdie Psalm bestudeer, dan kom ons agter dat die Here nie net weet waar ons is en waar ons onsself bevind in ons lewe nie, maar hy ken ook ons diepste emosie. Hy weet waardeur ons gaan, hy weet hoe ons voel, en die Here hoor as ons na hom roep. Nou vriende, as ons Psalm 56 bestudeer, dan sien ons dat Dawid oudergewoonte deur stryd gaan. Nou baie mense dink dat om 'n koning te wees of om 'n hoëgeplaaste te wees is die Engelsman praat van 'n glamorous lewe. Maar Dawid se lewe was nie so gewees nie. Ons lees Psalm na Psalm na Psalm hoe Dawid deur stryd, deur vervolging, deur beproewing gaan, en Dawid roep gereeld na die Here. En hy vra, Here, help my. Here, sien die stryd waardeur ek gaan. Here, neig u oor na my en hoor as ek roep. En ons sien die wonderlike Psalm 56 wat neergepen is juis in die tyd van stryd, toe Dawid deur hierdie geweldige
geweldige kwelling gegaan het en gevlug het vir sy lewe. Nou as jy 'n bietjie Bybelstudie gaan doen, sal jy agterkom Psalm 56 is 'n uitvloeisel van Dawid se ervaring en eintlik maar toe hy gevlug het vir Saul daar in 1 Samuel die 21ste hoofstuk. Ek lees gou vir u vanaf die 10de tot die 15de vers. Dawid vlug vir Saul. Nou wie was Saul? Hy was die eerste koning van Israel. Saul het baie goed begin, Saul het al hoe meer agteruit begin beweeg en hy het baie sleg geëindig. 'n Man wat goed begin het, die Here vertrou het en eintlik vir ons in 'n mate 'n wonderlike toonbeeld was van toewyding, het baie gou deur die druk van sy manskappe begin soog en die weë van die Here verlaat en die roem en die eer van mense verkies het bo die eer van God. Hierdie man Saul het agtergekom dat die Here later van hom gewyk het en Dawid is geseën in sy plek as koning en Saul was glad nie daarmee tevrede nie. En nou lees ons wat gebeur. 1 Samuel 21 vers 10 en Dawid het hom klaar gemaak en die dag van Saul af weggevlug en by Agis die koning van Gat gekom. Nou u moet tog net die gedagte hier raak sien. Net 'n rukkie voor die tyd was daar 'n oorlog gewees en daar was 'n man met die naam van Goliat. Onthou u hom? Saul is bang vir Goliat, die manskappe is bang vir Goliat. Dawid kom daar aan en hy sê, wie is hierdie onbesnede Filistyn wat die God van hemel en aarde vervloek? Ek sal gaan en ek sal hom teen die grond neerslaan in die naam van die Here. En ons almal ken die ou liedjie, Dawid was 'n seentjie met 'n slinger. Dit is net my vrou wat saam sing. Maar die gedagte is net eenvoudig, ons almal ken die liedjie, maar dis presies die toneel wat afgespeel het net voor hierdie gebeure. Want u sien toe Dawid vir Goliat verslaan, toe sien die volk dat God se guns op Dawid rus. En nou begin Saul sy vizier op Dawid plaas, want hy weet die volgende ding wat geneem gaan word is die troon, en Saul is nie bereid om van die troon afstand te doen nie. En wat gebeur? Hy sit sy vizier op Dawid, Dawid vlug, en waartoe gaan hy? Na die Filistyne toe. En hoor wat gebeur nou. Maar die dienaars van Agis het hom gevra, is dit nie Dawid die koning van die land nie? Het hulle nie vir hom in koordanse gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10.000? En Dawid het hierdie woorde ter harte geneem en baie bevrees geword vir Agis die koning van Gat. Daarom het hy hom voor hulle oë kranksinnig aangestel. Hy was 'n fantastiese toneelspeler, soos u en ek ook maar. Ons kyk baie keer na die Bybelfigure en dink ons by onsself, wat se tipe mense was hierdie? Baie maklik, gaan kyk in die spieël. Dan sien jy presies wat se tipe mense hierdie was, want jy sien God het vir sulke mense kom sterf, hy het sy lewe vir hulle kom gee. Daarom het hy hom voor hulle ook kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand en op die deure van die poorte gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop. Dink mooi by jouself, die held, die vrou het hom toegesing, Saul het sy duisende, Dawid het sy 10.000 verslaan, in 'n oomblik van dwaasheid en vrees, krap hy teen die deure, en die speeksel loop by sy baard af, en hy maak of hy heeltemal mal is, besete is. Hoor nou wat gebeur. Daarop sê Agis aan sy dienaars, en nou wil ek net vir u sê, as u dink u is goed in toneelspel, kan u by Dawid leer. Want hoor wat sê Agis, nadat hy hierdie prentjie sien. Daarop sê Agis aan sy dienaars, julle sien tog die man is kranksinnig. Waarom bring julle hom na my toe? Het ek gebrek aan kranksinniges? Dat julle hierdie een bring om sy kranksinnigheid by my uit te haal? Moet so een in my huis inkom? Geef vir Dawid applous, 10/10. Selfs Agis, die koning van die Filistyne, is bedrieg deur hierdie toneelspel van Dawid. Maar luister gou. Sy situasie was van so aard gewees, dat hy bereid was om weg te vlug uit Israel, na hierdie koning van die Filistyne, hy was bereid om sy lewe te waag. So fel was die aanslag van Saul, hierdie koning van Israel. En ag vriende, daar is 3 gedagtes wat vir my uitgestaan het, wat ek vanmôre met u wil kom deel, want miskien sit u vanmôre in 'n situasie, en u weet nie, wat die uitweg is nie. U dink vanmôre miskien by u self, maar luister, niemand weet waardeur ek gaan nie. En niemand weet vanmôre hoe ek voel nie.
En miskien het u al uitkoms gesoek op maniere wat u net verder en dieper laat afsink het en afsak het in u probleme. En vanmôre sit u miskien hier en u vra vir jouself, is daar hoop? Is daar 'n uitkoms vir my? Dan wil ek vanmôre vir u sê, God se woord is baie duidelik. In die eerste plek, dat die Here weet waar ek myself bevind. Die Here het geweet waar Dawid hom bevind. Kom ek lees vir u wat staan hier in Psalm 56 vers 9. Daar staan, u het my omswervinge, meervoud, getel. So wat wil Dawid vir ons sê? Dawid bely dat niks toevallig gebeur nie. God weet van elke grot waar hy weggekruip het vir Saul, vir sy seun Absalom, vir ander vyande. Die Here weet van elke geleentheid, die Here weet van elke omswerwing. Die Here weet van elke noue ontkoming en hy is in beheer daarvan. En nou kan u vir my sê, wat beteken dit? Time out. Hoe kan die Here weet en hy laat my deur hierdie moeilike situasie gaan? Is hy dan nie 'n vader wat omgee vir sy kinders nie? Goeie vraag wat u vra. Kom ons kyk wat gebeur in Dawid se lewe. U sien, Dawid was nie veronderstel om na Gat te vlug nie, na die land van die Filistyne nie. Hoekom sê ek so? Die Here het vir Samuel geroep om Dawid in die plek van Saul te salf as koning. Met ander woorde, sy koningskap was vas. God het hom gesalf as koning en Dawid moes in vaste vertroue sy oë gefestig op die Here en nie sy eie planne probeer maak het nie. Maar Dawid, uit vrees vir Saul, het 'n verkeerde besluit gemaak. Tog het God hom gehelp. En vriende, die les vanmôre is hierdie les. Ons foute kan nooit God se plan met ons lewe in die wiele ry nie. Daar is gevolge, maar die Here bly in beheer. En die meeste van ons sit vanmôre hier en ons is spyt oor dinge in ons lewe. Luister, ek het hierdie week daaraan gedink in 'n opname wat ek gedoen het. Die ding waaroor ek die meeste spyt in my lewe is sonde. En luister gou mooi wat ek wil sê. Nie die sonde wat ek so noodwendig gedoen het voor my bekering nie, maar na my bekering. Toe ek van beter behoorte geweet het. En ek doen nog steeds dinge lynreg teen wat God sê en dit bring smart en verdriet in jou hart en die vreugde dat die Here ons nie begewe en ons nie verlaat nie. Het jy al gedink daaraan as ek op meriete, op hierdie merietepunte die hemel moes behaal het of gemis het? Wie van u sou die poort gesien het? Verseker nie ek nie. En dis presies waaroor Psalm 56 gaan. Dawid vlug na hierdie koning van die Filistyne om weg te kom van Saul. Hy's in ongehoorsaamheid aan die opdrag van die Here is hy in hierdie land Gat. Die Bybel sê vir ons, hy moes homself kranksinnig hou om te ontvlug, anders sou hierdie mense hom doodgemaak het. So het hy gedink en by homself geredeneer. Maar Dawid kom en hy skryf later hierdie Psalm en hy sê, selfs in hierdie tyd waar ek gesondig het, en selfs in hierdie tyd waar ek in ongehoorsaamheid gevlug het, en myself in die land van die Filistyne bevind het, het die Here presies geweet waar ek myself bevind. Die engel sê, you have kept record of my days of wandering. Dink gou mooi wat hier staan. Ons raak weg in die groep, stem jy saam? Ons hou nie van dat mense vir ons sê, staan op. Baie keer met die verjaarsdag ook, mense bewe, hulle hartklop. Ek dink as jy daai horlosie moet opsit, wat die hartklop meet, is 140, 150, net om op te staan om 'n gelukwense te ontvang vir jou verjaarsdag. Ons hou van om in die groep te verdwyn. God sê, sy kinders verdwyn nie in die groep by hom nie. Hy tel elkeen van ons se dae. Elke dag, vriende, is deur die Here vir ons afgeweeg. Hy weet spesifiek waardeur elkeen van ons gaan en waar ons onsself vanmôre bevind. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Psalm 121 vers 8. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in ewigheid. Glo u en ek dit? Miskien sit ons vanmôre met sekere verkeerde besluite wat ons gemaak het en ons sit met sekere gevolge en ons dink by onsself, sal ons dit maak? Sal ons veilig in die heerlikheid aankom?
As jy vanmôre 'n kind van die Here is die Bybel baie duidelik daaroor. Die Here sal ons uitgang en ons ingang bewaar. Nie net vandag nie, nie net môre nie, maar van nou af tot in ewig, tot ons die Here in sy heerlikheid sien soos hy is. Dis wat die Christelike godsdienst onderskei van alle ander godsdienstige groepe. Ons presteer nie om eendag guns by die Here te kry en dan die heerlikheid te beerwe nie. God het klaar in Christus ons kom aanneem as sy kinders. Ja, daar is sekere verantwoordelikhede, daar is sekere dinge wat ons moet doen, 'n lewe wat ons moet leef, 'n pad van heiligheid wat ons moet stap, maar in hierdie sonde, foute, verkeerde besluite, bereik die Here nog steeds sy doel. En ag vriende, ek het hier onder geskryf, dink aan Abraham. Abraham in die droogte vlug na Egipte. Hy vertel 'n leuen, ons sien al die dinge wat gebeur, en tog seën die Here vir Abraham dat hy 'n man is wat die vader van die gelowiges sou wees. Jona kry die opdrag, gaan na Ninive toe. Wat besluit hy? Hy gaan na Tarsus toe. Sê die Here vir hom, okay Jona, is reg, jy het anders te besluit, ek los jou. Nee, op die skip, oor die skip, in die visse maag, by die droë grond uitgespoeg, en wat is die opdrag? Gaan na Ninive toe. Jy gaan doen wat ek vir jou sê. Met al die hartseer wat hy beleef het, eindig hy op in Ninive en daar kom 'n massa bekering onder hierdie mense. Dink aan Petrus. Petrus, almal sal my verraai. Ook jy, of verloon. Wat sê Petrus? Here, ek dink nie u verstaan mooi nie. Ek is 'n getroue volgeling van u. Wat gebeur? Nadat Petrus die Here verloon het, word hy ook hierdie leier van die Nuwe Testamentiese kerk. Paulus, 'n man wat die Christene vervolg het, word hierdie sendeling wat 3 sendingreise onderneem en die kerk plant reg oor die wêreld, sodat ons ook vandag die vrug kan eet van sy toewyding aan die Here. Ons dink aan Johannes wat op die eiland Patmos eindig. Ons dink aan Daniël en sy 3 vriende. Wat ek vir u probeer sê, vriende, wat ook al u situasie vanmôre is en waar ook al u uself bevind vanmôre, die Here is 100% bewus daarvan. Hy's 100% bewus daarvan en hy beskik dit en hy bepaal dit en hy gaan sy doel daardeur bereik. Die groot probleem van ons wil graag die uiteinde sien. Stem jy saam? Ons wil graag sien hoe gaan hierdie hele storie eindig. Dis nie vir ons beskore nie, die Here lei ons eendag op 'n slag. Dr. Warren Wiersbe sê, God understands your situation far better than you do. Ek leef eendag op 'n slag en dit is vir ons moeilik, want ons wil die uitkoms sien. Ons wil sien, hoe gaan hierdie storie eindig? Ons almal hoor van lank gelede en ons hoor dit eindig altyd op 'n goeie noot. En ons wonder, gaan my storie op 'n goeie noot eindig? Vriende, Dawid, deur God se genade, het 'n wonderlike einde gehad, 'n einde waar hy die Here geëer het en die volk by aanbidding uitgebring het. Maar ek beleef elke dag, eendag op 'n slag. En wat ons nodig het, vriende, is om ons lewe aan die Here toe te wy en te sê, Here, u weet die beste. As jy sonde gedoen het, bely dit, laat staan dit. Jy sal barmhartigheid vind soos die woord vir ons leer. Maar as jou situasie net eenvoudig moeilik is, weens besluite wat jy gemaak het, vertrou die Here met jou hele hart. Steun op jou eie insig nie. Ken hom in al jou paaie, of in al jou weë, hy sal jou paaie gelyk maak. Waarom? Want God weet waar jy jouself vanmôre bevind. Maar die tweede gedagte was my baie treffend. Die Here weet ook hoe ons voel. Nou, ons is nie mense wat baie lief is in die gereformeerde kerke wat gevoel aanbetref nie. En dit is 'n goeie ding. Want hoe meer jy op gevoel steun, hoe meer begin jy irrasioneel redeneer. Want emosie lei jou aan jou neus rond, terwyl feite jou in 'n rigting stuur. Maar die Bybel sê ook vir ons dat ons het emosies. En ons as mans, ons is nie lief om emosies te wys nie. Weet, anders sal huil, ek wil jou sê, die trane sal soos riviere oor hulle wange loop, dan staan die man daar. Sy hart is stikkend, maar hy dink by homself, ek is nou nie bereid om te huil, en die mense sal dink, ek is 'n sissie nie. Nee? Ou het harde baard, en nou sterk, en nou het bietjie muscles, hoekom sal ek huil? Maar ek wil vir u sê, dis terapeuties vir jou siel, want God het dit ook vir ons gegee. Hoor wat sê Dawid, 'n koning, 'n held, 'n krygsman. Hy sê, het my omswervinge getel, hou my trane in u kruik, is hulle nie
in u boek nie? Die Here weet nie net van Dawid se omswervinge nie. Die Here weet nie net waar Dawid homself bevind op daardie oomblik in die land van die Filistyne besig om vir Saul te vlug nie. Hy sien nie net Dawid se geweldige toneelspel voor Agas die koning van die Filistyne nie. Hy sien ook Dawid se trane. Hy sien Dawid se emosie. Hy sien Dawid se hartseer. Hoor wat staan daar? You have stored my tears in your bottle and counted each of them, sê een van die Engelse vertalings. Hoeveel keer het u al die trane van u kinders getel? Weet, sissie stamp pad toe en nou tel ons, okay, 1 druppeltjie, 2 druppeltjies, 3, okay, 2 strome, 3 strome, 'n bottle vol. Dis van ons sinneloos. Maar Dawid sê, en luister vriende, die woord is geïnspireer deur die Heilige Gees en ons kan die woord woordeliks verklaar en die eenvoudige gedagte wat hier na vore kom is, Dawid sê, Here, U is besorg ook oor my trane. U tel my trane, U weet die emosie, die hartseer waardeur ek gaan. U moet onthou, Dawid het hom nie self as koning gesalf nie. Dawid het nie eendag besluit, ek wil koning word van Israel nie. Dikwels gebeur daar dinge met ons en daardeur bereik die Here sy doel. Hy vorm ons, hy verander ons, sodat ons meer kan word soos Jesus. Ek lees hierdie week 'n pragtige aanhaling van Dr. John Piper wat gesê het, ons het nie meer tyd nodig en meer geld nodig en meer besittings nodig nie. Ons het nodig om die Here beter te leer ken. Daarom stuur hy ons soms deur moeilike situasies, sodat hy sy krag aan ons kan openbaar en vir ons kan kom leer om diep afhanklik van hom te wees. U sien Dawid, 'n koning, 'n held en 'n krygsman. En ek het daar geskryf en trane pas amper nie. Weet, dis is om hierdie fliek Braveheart. Jy het mos daai ou gesien hè. Met al daai paint en goed op en dan gaan veg hy en 'n verskriklike sterk man. Ou kan hom nie assosieer met trane nie. En Dawid was meer as so 'n krygsman. En die Bybel sê tog het hy gehuil, geween oor die situasie waarin hy homself bevind. Jy sien vriende, ons lees dat Dawid nie 'n hart van klip gehad het nie. Hy was nie kliphard en ongenaakbaar in sy situasie en gedink aan hoe kom die Here hom te na deurdat hy deur hierdie stryd gaan nie. Inteendeel, ons lees dat dit juis seker die rede is waarom Dawid bekend staan as die man na God se hart. Want hy was 'n man wat ook trane gehad het, emosies gehad het. Trane voor die Here uitgestort. Luister vriende, Psalm 126 vers 5 sê, die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop altyd deur in ween en dra die saadkoring, hy sal sekerlik kom met gejubel en sy gerwe dra. Is dit nie waar van Dawid se lewe nie? Dawid begin by die agter die skape waar hy gesalf word as koning. Dawid oorwin vir Goliat. Ons sien die stryd met die vervolging van Saul, maar later vestig Dawid God se volk en sy seun Salomo is die opvolger en die wonderlikste tyd breek vir Israel aan. Watter wonderlike genadige God dat hy ons soms deur stryd en beproewinge en hartseer en pyn stuur. Maar hy sê ook vir ons, luister, ek weet van elke traan wat jy stort. Ek weet hoe jy voel, ek ken ook die emosie waardeur jy gaan. En vriende, ek het so daaraan gedink en ek het dit hier op my notas geskryf. Wat vir my treffend was van hierdie Psalm. Dis nie omdat Dawid so 'n wonderlike man was dat die Here geweet het waar homself bevind het. En hierdie Psalm wil nie van ons leer hoe wonderlike man Dawid was dat die Here elke traan van hom raak gesien het nie. Dit wys vir ons hoe wonderlik God is. Dat hy soveel moeite doen met 'n individu, 'n ongehoorsame man wat vlug na 'n land. Terwyl die Here hom alreeds as koning gesalf het oor sy eie mense. Die Here is 'n wonderlike genadige God. En ten spyte van ons stryd, ten spyte van ons uitdagings, ten spyte van ons verkeerde besluite, bly hy die getroue een. Daarom moet hy geloof en geprys word van nou af tot in alle ewigheid. Hoor dit staan in Maleagi 3 vers 16. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek en die Here dit opgemerk en gehoor. En daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Nou, ek weet nie hoeveel van u 'n tipe van 'n dagboek byhou en so 'n bietjie neerskryf wat u ervaar en beleef nie. Miskien moet u dit doen.
dan gaan jy miskien minder sê, maar die Here hoor nie, as ek vir hom iets in gebed vra nie. Miskien sal jy agterkom, maar hoor jy, die afgelope 6 maande het ek my emosie op papier neergesit, dinge waardeur ek gegaan het, in 'n gedenkboek neergeskryf, en ek kyk terug na die 6 maande, en ek sien hoe God my gedra het. Dit was eie aan die vroeëre Christene. Ons dink aan die Puriteine, ons dink aan die vroeë kerk van Jesus. Ons dink aan groot manne soos Martin Luther, Johannes Calvin en John Knox en baie van hierdie manne. Ons lees vandag die vrug van hulle pen, omdat hulle geskryf het wat in hulle emosie, wat in hulle siel, wat in hulle wese aangegaan het. Die vrees waardeur hulle gegaan het, wanneer hulle onder vervolging gelei het. Mag u en ek genade vind dat ons sal weet dat die Here bo alles 'n gedenkboek het. Hy weet waardeur ons gaan, en hy weet watter emosies ons beleef in daardie moeilike tye. Daar is 'n wonderlike vers wat ek net wil noem hier, voor ons oorgaan na die laaste gedagte toe. Dan gaan 'n dag aanbreek wanneer die Here finaal elke traan sal afvee. Kom ek lees vir u wat staan Openbaring 7 vers 17. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Daar gaan 'n dag aanbreek wanneer ons in die heerlikheid van die hemel gaan kom, waar ons nooit weer van trane sal weet nie. Hierdie is 'n hartseer wêreld, glo my. Miskien sit u vanmôre hier en alles loop vir u klokdisselboom. U dink by u self, die lewe is 'n lied. En wonderlik as dit so is. En ek dank die Here vir elkeen wat vanmôre hierdie tyd van rus in u lewe ervaar. Maar vir die meeste van ons is dit hartseer, droefheid, het sy deur dinge wat aan ons gedoen word, in die geval van Dawid waar Saul hom vervolg, miskien dinge wat ons doen deur verkeerde besluite wat ons maak. Maar die wonderlike vooruitsig, dan gaan 'n dag aanbreek waar trane nooit weer deel van ons lewe sal wees nie. So die Here weet waar Dawid is, die Here weet watter emosie Dawid deurgaan. Die laaste gedagte vanmôre, Dawid het geweet God hoor as hy roep. God hoor as hy roep. Dan sal my vyande agteruitwyk op die dag as ek roep, dit weet ek dat God aan my kant is. Nou vriende, ons weet ons bly in Suid-Afrika, dink jy almal weet. Nou, toe ek in die polisie was, die jaar het ons 1011 gebel as daar probleme was, en dan tel daar iemand op en sê, dis konstabel so en so, kan ek help? Binne 2-3 sekondes, moes daardie persoon gereageer het, en dan sê jy, ja, ek bly in daai huis, in Brakpan, of in Boksburg, of in Kempton Park, hier is probleme. En terwyl jy nog praat, hoor jy die sirene kom, en daar stop die polisiekar. In Suid-Afrika werk dit nie meer so nie. Na die 50ste oproep, miskien, kry jy iemand wat sê, hello, en dan sal jy sê, waar is ek nou? Who do you want? Ok, ons weet mos. Jy roep om hulp en daar is niemand wat help nie. Ons ken hoe werk dit in Suid-Afrika en baie plekke in die wêreld. Maar Dawid sê, met God is dit nie so nie. Hy sê, as ek roep, dan hoor hy my. Ek voel baie keer hy hoor my nie. Baie keer dink ek by myself, het God gehoor toe ek geroep het? Het die Here gehoor toe ek my hartsbegeerte voor hom uitgespreek het? Het die Here gehoor toe die nood groot was? Luister, van die eerste dag dat ons roep, hoor die Here ons. Hy is nie 'n 1011 lyn wat beset is of glad nie werk nie. Die Bybel sê vir ons, die dag as ons roep, dan hoor die Here vir ons. Hoor dit skryf voor ek by die vers kom ons lees eens gou hierdie stukkie. Vriende, die gedagte het baie duidelik aan my gekom hierdie week, ons moet nie net na God roep, as dit moeilik gaan nie. Dawid se lewe was gekenmerk deur gebed. Ons moet nie net bid vir uitkoms nie, nee. Die eer van God en die verheerliking van sy naam moet altyd voorop gestel wees. Weet jy waarom het Dawid 'n verkeerde besluit gemaak om na Gat te vlug? Want dit gaan vir hom oor Dawid. Later verskuif sy hele fokus van Dawid na God, sy eer en die verheerliking van sy naam. Gaan lees Dawid se psalms, gaan lees sy geskrifte. Elke keer beweeg hy van homself weg en hy besef, luister, vir te lank is ek besig met myself. Daar is iemand groter, daar is 'n plan groter as my gemak, as my geluk, as my genot.
daar is 'n God in die hemel wat hoor, wat genadig en barmhartig is. Hoor wat skryf hy daar in vers 11 van Psalm 56. Hy sê, deur God sal ek die woord prys, deur die Here sal ek die woord prys. Ek vertrou op God, ek vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Op my, o God, rus geloftes aan u gedoen, lofoffers sal ek u betaal. Want u het my siel gered van die dood, ja, my voete van struikeling, om te wandel voor die aangesig van God in die lig van die lewe. Ek wonder na die tyd, toe Dawid so 'n bietjie nabetragting gehou het, ek wonder of hy baie keer nie vir homself gelag het nie. Nou, iemand nou nie dink, asseblief, iemand nou nie dink, Dawid het 6 dae bo die grond gesweef en Dawid het nooit gelag nie, Dawid het nooit gehuil nie, Dawid het nooit kwaad geword. Hy was 'n mens soos ek en jy. Hoeveel keer het ek en jy al teruggedink aan besluite wat ons gemaak het, dan skud ons kop so, dan dink ons by onsself, Gerard, kon jy so stupid gewees het? Het u dit al gesê? As u nog nie, dan sal ons miskien 'n lekker lang naaldjie by die deur kry. Elkeen net so 'n bietjie steek wat nog in die slaap is, want dis die lewe. Dis waaroor dit gaan. Ons is soms so spyt oor dinge wat ons gedoen het. Ek wonder hoeveel keer het Dawid nabetragting gehou en gesê, Here, vergewe my dat ek dinge gedoen het soos na Agas te vlug, teen die deure te krap, die speeksel by my baard te laat afloop en myself kranksinnig gehou het. Here, vergewe my dat ek geroep het na u en tog my eie planne beraam het. Ek hoor dikwels mense sê, God help net die wat hulle self help. Dit is nie so nie. Dis juis wanneer jy jouself nie kan help nie. Dat God tussen beide tree om vir jou te kom leer, dat hy die getroue verbondsgod is. En dat hy jou leer en lei om dinge te doen op 'n Bybels verantwoordbare manier. Dat jy eer kan bring op sy naam, want dit gaan nie per se oor jou nie, maar oor die eer van die Here, die verheerliking van sy naam in jou vorming om meer te word soos Jesus. Psalm 86 vers 12 sê, Here my God, ek wil u loof uit my hele hart en u naam vir ewig eer, want u goedertierenheid is groot oor my. En u het my siel uit die doderyk diep daaronder gered. Agas sê vir Dawid, laat jy gaan. Die Here red Dawid se lewe ten spyte van Dawid se verkeerde besluit. Ek dink toe Dawid daar vertrek uit Gat en hy beweeg in die rigting terug van Jerusalem, toe's daar 'n loflied in sy hart. God is getrou. Hy het gehoor toe ek roep, selfs in die oomblik waar ek my kranksinnig gehou het, het die Here ook die vrees, die benoudheid van my siel gesien en hy het my kom uitred. Ek wil vanmôre vir jou kom sê, wat ook al jou omstandighede is. In die eerste plek vra ek jou, maak seker jy ken die Here. In die tweede plek, as jy hom ken, hy sal jou nie begewe, hy sal jou nie verlaat nie. In die eerste oomblik as jy roep na hom, dan hoor hy. En hy sal die antwoord gee op sy bepaalde tyd. En soos hy dit beskik. En ook in jou lewe wil toelaat. 2 Korintiërs 1 vers 9 sê die apostel Paulus self. Hy sê, ja, ons het al self by die, verskoon ek lees weer, ja, ons het al self by onsself die doodsvonnis oor ons gehad. Hoor nou, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar, en nog verlos, op wie ons hoop, dat hy ook nog sal verlos. Is dit nie vir u mooi nie? Paulus, hierdie geroepene van die Here, hierdie man wat eenkant gesit is om die heidene te bedien, hy sê ons situasie was van so aard, dat ons nie op onsself sou vertrou nie. Wat is jou situasie vanmôre? Ek weet nie. Ek kan almal se gesigte sien, nie almal lyk vir my vrek gelukkig. Dis my kleindogter my nou gehoor het, as sy gesê het, oupa, jy kan nie vrek sien nie. Maar jy almal lyk vir my gelukkig. Dit lyk vir my of julle tevrede is. Ek kan nie sien wat in julle siel aangaan, in julle gemoed, in julle emosie nie, maar ek vra jou vanmôre, wat ook al in jou lewe aan die gang is, vertrou op die Here, roep na die Here, pleit vir uitkoms. En die Here hoor en die Here gee uitkoms. Hierdie Psalm 56 gaan eenvoudig oor die Here weet waar ek is en hoe ek voel en hy hoor as ek roep. Ons het kyk na Dawid, het geweet God weet waar hy homself bevind. Die Here het geweet hoe Dawid voel, sy emosies, en die Here het ook Dawid gehoor toe hy roep.
En ek het gewonder, hoe sal ek hierdie Psalm afsluit, en ek gaan hom met 'n Psalm afsluit. Want hoor wat sê Psalm 73. Asaf, nadat hy deur geweldige stryd gegaan het in sy geestelike lewe, en hy sê sy voete het byna gegly, kom hy by hierdie gevolgtrekking uit, en hy sê, wie het ek buiten U in die hemel? En buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie. Al beswyk my vlees en my hart, God is die rots van my hart, en my deel tot in ewigheid. Vers 28, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel, om al U werke te vertel. Gisterand by ons huisgodsdienst, sê ek vir Kalfyn, en ek sê vir Ethel gisterand, luister, die Christelike lewe gaan nie oor, wat kan ek kry daaruit nie, maar hoe kan ek eer bring aan die een, wat my uit die duisternis kom roep het, tot sy wonderbare lig. Dit gaan nie oor om God se gedagte te verander, om my lewe vir my makliker te maak nie, maar om te vra, vorm my, en maak my, net soos U wil. Op U slegs wag ek nederig en stil. En ag vriende, omdat ons nog nie die eindprentjie sien nie, omdat ons nog nie daardie dag van verheerliking beleef het nie, stoei ons op hierdie aarde, met ons daaglikse lewe. Maar dat ek vanmôre vir U kan sê, God weet waar jy vanmôre is. Hy ken jou emosie, en hy hoor as jy roep. Daarom vertrou op hom. Weet ek buiten die Here, in die hemel, en buiten hom begeer ek niks op hierdie aarde nie. Kom ons bid saam. Vader, help vir ons en gee vir ons groot genade om hierdie waarhede te verstaan, ter harte te neem. Dankie vir koning Dawid. Dankie vir sy eerlike weergawe van sy lewe. Dankie vir die Heilige Gees wat hierdie waarheid geïnspireer het. Help ons om Dawid nie op hierdie troontjie te plaas en te dink hy het 6 duim bo die grond gesweef en hy het nie ervaar en beleef wat ons ervaar en beleef het nie. Die teendeel is waar. Sy lewe was baie meer de mekaar as ons in, Here, by tye. Maar dankie vir U getrouheid. Hierdie hele Psalm gaan oor die getrouheid van God in die lewe van sy dienskneg. Mag ons hierdie getrouheid ook ervaar elke dag en in gehoorsaamheid lewe voor U. Vader, ons bid dit in die naam van Jesus, ons koning, met dankseggings.